'n Leerder in 'n fisiese wetenskappe klas vryf sy hare met 'n plastiekstaaf. Die staaf word negatief gelaai. Die leerder maak nou 'n kraan oop sodat 'n dun straaltjie water uitloop. Wanneer die staaf naby die water gebring word sonder om daaraan te raak, word opgemerk dat die water na die staaf toe buig. Skryf die beginsel van behoud van lading in woorde neer. In 'n geïsoleerde sisteem bly die netto lading konstant. Met geïsoleerde sisteem word bedoel dat geen lading die sisteem kan binnekom of die sisteem verlaat nie. En binne daardie geïsoleerde stelsel sal die netto lading konstant bly. Vir 2 punte. Gee 'n rede waarom die stroom water na die staaf toe buig. Water is 'n polêre molekuule. Met ander woorde, dit het 'n effens positiewe en 'n effens negatiewe kant. Die suurstofatoom wat voorgestel word deur hierdie rooi sfeer lewer die negatiewe kant, terwyl die 2 waterstofatome voorgestel deur die 2 wit sfere die positiewe kant lewer. Nou wat gaan gebeur in hierdie geval? Die positiewe kant van die watermolekuule gaan aangetrek word deur die negatief gelaaide staaf, aangesien ongelyksoortige ladings mekaar aantrek. Gedurende die vryfproses word 10 tot die mag 14 elektrone na die staaf oorgedra. Bereken die netto lading wat die staaf nou dra. Nou as ons kyk na die inligting en ons aantal elektrone, dit het ons, en ons wil die netto lading Q bereken. Nou op jou formuleblad gaan soek 'n vergelyking met N en Q en daar het jy vir hom. Ons het die aantal elektrone, ons wil die lading bereken en op ons formuleblad is ook die lading van 'n elektron. So kom ons herskryf hierdie vergelyking. Q is gelyk aan die aantal elektrone N maal met die lading op 1 elektron. N is met ander woorde 10 tot die mag 14 maal met, en hier wil ek jou net daarop wys, wat ek gewoonlik doen is, ek gebruik slegs die positiewe waarde, met ander woorde 1,6 maal 10 tot die mag minus 19. Nou jy mag dalk vra, hoekom gebruik ek nie die minus nie? Ek gaan éventueel die lading bereken, sonder 'n teken, en dan gaan ek die konteks van die vraag gebruik om te bepaal of my antwoord positief of negatief moet wees. Hierdie werk net vir my 'n bietjie makliker. So as ons dan daardie 2 waardes met mekaar vermenigvuldig, dan kry ons 1,6 maal met 10 tot die mag minus 5 koelom. En wat sien ons? Elektrone word oorgedra na die staaf. So die staaf het 'n oormaat negatiewe ladings. En daarom gaan my finale antwoord minus 1,6 maal 10 tot die mag min 5 koelom wees.